original life, the original seed, the original one is what I believe. Mense, dit is 'n openbaring wat jy moet kry oor jouself. En dit is die hoeksteen van God se goeie nuus. Dit is die evangelie wat verandering bring in jou lewe, wat jy so begeer. As jy net hierdie openbaring kan verstaan. As jy die ware evangelie kan kry. As jy die waarheid uit God se woord, wat is die goeie nuus, wat is die gospel? Want as jy jou Christelike lewe probeer bou op die verkeerde gospel, dan kry jy nie wat jy soek nie, want jy het verkeerd begin. So mense, dit gaan nie oor, maak jou hartjie oop vir Jesus en neem hom aan, dan word jy God se kind nie. Jy dra die saad van die waarheid van God, die Christus dra jy klaar binne in jou. Jy moet hom ontdek, en jy moet hom elke dag meer en meer beter leer ken, van wie jy regtig is. The original life, the original seed, the original one is what I believe. Ek wil vir julle 'n skrif lees in die boek van Hosea. My volk, my kinders, word verwoes, omdat hulle my nie ken nie. Nou sê God, omdat jy die kennis van my en my plan verwerp, en nie daarin belangstel nie die moeite doen om in die koue wind te kom sit en luister na die waarheid van God se woord nie. As jy nie belangstel nie, sal ek jou verwerp. Omdat jy die voorskrifte wat ek vir jou gegee het, vergeet, sal ek jou kinders ook vergeet. Mense, kom ons probeer om kort saamvat. Hy sê 'n gebrek aan kennis van God, en van wie God is, en van hoe God werk, maak dat jy swaar kry in die lewe. Jy ly onder siektes, jy's in die slawerny van sonde, jy kry swaar, omdat jy 'n gebrek het aan kennis. Daar is sekere dinge wat jy nie weet nie, en dit maak dat jy swaar kry. Nou goed, dit bring ons dan nou by die goeie nuus uit. Mense, en dit is wat ek vandag vir julle uit die woord van God uitbring. Jy gaan die waarheid uit God se woord kry vandag, wat vir jou die kennis van God gaan bring, of die kennis van die lewe. En as jy hierdie waarheid kan ontdek, en jy kan hierdie waarheid glo, dan is dit vandag die eerste dag van 'n nuwe lewe vir jou. So, ek wil hê mense, jy moet hierdie naweek, moet jy kom sit. God sê, die wat nie wil sit, en die ware kennis uit God se woord kry nie, hulle sal swaar kry, oor 'n gebrek van kennis. So mense, ek bring vir julle baie goeie nuus vandag, die beste nuus wat daar is, vir elkeen se lewe. 'n ander woord is die evangelie. In Engels, die gospel. Die goeie nuus. Ek bring vandag vir julle die goeie nuus. Maar, om hierdie goeie nuus te verstaan, mense, is daar sekere dinge wat jy moet verstaan. En dit is, dat hierdie Afrikaanse Bybel, wat ons het, jy moet nou mooi luister, dit klink snaaks. Hierdie Afrikaanse Bybel is soos 'n kinderstorie. Wat is 'n kinderstorie? Iemand begin met 'n storie. Kom ons vat 'n voorbeeld.
Iemand staan hier by die petrolgarage, hy hou die mense dop, dan sien hy iets daar gebeur, né? Nou gaan hy huis toe daar op die plaas. Nou vertel hy vir sy man of vrou by die huis. Hy sê, man, daar het 'n man gestaan daar by die garage. Daai man het dit en dit en dit gedoen, en hy het so en so gesê, en toe kom maar 'n ander een, en hy doen dit en so. Nou weet jy hoe werk 'n kinderstorie, daai een gaan dit nou weer, en gaan vertel dit vir nog een, maar wat hy doen is, hy las 'n stertjie by. Dis hoe 'n kinderstorie werk. En die volgende een wat gaan weer oor vertel, hy kan nie mooi die storie onthou nie, nou vergeet hy die ene helfte, hy laat dit weg. Maar dan las hy nou weer iets sommer van sy eie ding by. Op die ou einde, wat jy aan die einde kry na 5 of 10 mense, is heeltemal 'n ander storie as wat regtig gebeur het daar. Is jy met my? Nou oké, luister nou, dis hoekom ek sê, hierdie Afrikaanse Bybel is soos 'n kinderstorie. Hoekom is dit so? Mense, die oorspronklike woord van God, wat God begin het vir Moses gee, het God in Hebreëus vir Moses gegee. Hy het die eerste 5 boeke van die Bybel het in Hebreëus neergeskryf. Daarna het die profete gekom en hulle die verdere hoofstukke, Jesaja, Jeremia, het hulle neergeskryf op papier wat hulle gehoor het wat God sê, maar in Hebreëus. So die Ou Testament was in Hebreëus geskryf. Toe kom die Nuwe Testament. En met tyd verander tale, omdat Afrikaans is 'n baie jong taal, hy is maar 300 of 400 jaar oud. Voor die tyd het Afrikaans nie bestaan nie. Net so tale verander soos wat die mensdom aangegaan het. En die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, Grieks en Aramees. Is dit geskryf, die woorde van Jesus. Nou goed, nie een van ons kan Hebreëus praat nie een van ons kan Grieks praat nie. Dit is hoekom, van daar af is die Bybel vertaal deur mense in Engels en in Hollands, Nederlands. Van daar af is dit weer oorvertaal toe Afrikaans verskyn in Afrikaans. En in Xhosa en in Zulu en in al die tale van die wêreld, maar die oorspronklike woord van God is in Hebreëus neergeskryf. Nou mense, Hebreëus is een van die moeilikste tale wat daar is om te verstaan. Dit is hoekom elke keer wat die storie oor vertel is, dan het daar 'n stertjie bygekom. As hulle hom van Hebreëus oorsit na Grieks toe, dan het die een wat dit vertaal het iets bygelas. Dis hoekom ek sê soos 'n kinderstorie. Of hy het iets nie mooi verstaan nie, toe los hy dit uit om die werk klaar te kry. Nou elke keer wat die Bybel oorvertaal is van Hebreëus na Grieks, na Engels, na Hollands, na Afrikaans toe, mense, het daar veranderinge in die Bybel bygekom. So die oorspronklike storie, die oorspronklike waarheid, word nie heeltemal reg altyd in die Afrikaanse Bybel beskryf nie. Dit is hoekom, hou nou daai waarheid in gedagte, dat die Afrikaanse Bybel is 'n goeie Bybel. Maar mense, plek is daar 'n tekort in die Afrikaanse Bybel. En as jy nou die werklike waarheid wil weet, dan moet jy nou teruggaan op die kinderstorie. Nou moet jy teruggaan na die Engels toe. Jy moet teruggaan na die Hollands toe. Jy moet teruggaan na die Grieks toe. Jy moet teruggaan na die Hebreëus toe om te agter die werklike waarheid te kom en te kyk of dit in die Afrikaanse Bybel die regte waarheid is. Ok, hou dit in gedagte. Right. Mense, dan kom ons nou by die volgende saak. En dis 'n waarheid wat ek vir jou wil verduidelik met 'n demonstrasie. Maar hierdie waarheid is die fundament van die evangelie. Wanneer hulle 'n huis bou, hulle praat van 'n hoeksteen. Hulle gaan heel eerste 'n hoeksteen lê. Volgens daai eerste steen bou hulle die muur, bou hulle daai muur, bou hulle daai muur. Die hele huis word gebou volgens die hoeksteen, die belangrikste steen. Die evangelie word op die belangrikste waarheid gebou, wat die bousteen is van die evangelie.
As jy nie hierdie waarheid het nie, dan staan jou evangelie skeef. Of die evangelie is nie die waarheid nie. Die waarheid wat ek nou gaan verduidelik, en ek het nie baie tyd nie, so ek gaan dit kortliks doen. Jy moet dit baie, baie goed verstaan. Kom ons gaan na God se woord toe. Julle ken hom almal, hy begin met die boek van Genesis. En in 7 dae het God die hele skepping gemaak, né? Maar, luister, die eerste versie sê, in die begin het God die skepping begin maak. Met ander woorde, wie is die enigste een wat bestaan het, daai tyd? In die begin was daar net God alleen, en daar was niks anders nie. Net God het bestaan, en toe het hy begin om te maak alles wat ons om ons sien. Hier is 'n voorstelling, daar is God. Hoekom vat ek 'n lig? Die Bybel sê, God is die lig. So, daar is God, né? Dit is 'n voorstelling van God. Ek lees vir ons in die boek van Genesis. Die eerste dag het hy die lig en die duisternis van mekaar geskei, hy het dag en nag gemaak. Die tweede dag het hy die hemel en die aarde tevoorskyn gebring. Toe die land, die see en die plante. Die 4de dag het hy die son, die maan en die sterre gemaak. Die 5de dag het hy visse en voëls gemaak. Die 6de dag het hy al die diere gemaak en die mens. Die mensdom, die ras wat ons noem die mens. En dit kry ons in Genesis 1 vers 26. Luister, God sê, kom, ons gaan nou 'n mensdom skape. Nie een mens nie, nie Adam nie. Hy gaan die hele mense ras maak. Kom ons maak die mensdom. Dis die Afrikaanse woord, die mensdom. Hierdie mensdom moet soos ons wees. Soos ek wees. Hulle moet soos konings op die aarde regeer oor die koninkryk onder die water, die visse. Hulle moet oor die koninkryk op die aarde, wat op die aarde lewe, die diere moet hulle heers. Hulle moet ook oor die koninkryk wat in die lug is, die voëls, moet hulle heers. God het hierdie mense geskep na sy beeld, om soos hy te lyk, om soos hy te wees, het hy die mensdom gemaak. Toe maak hy 'n plan, en hy sê, ek gaan hulle manlik en vroulik maak, en ek gaan hulle die vermoë van seks gee, sodat wanneer hulle nie daar is, laat hulle vir my 'n volgende geslag kinders op die aarde kan sit. So, God het 'n mensdom gemaak. Toe sien God hierdie mensdom en hy sê, onderwerp die aarde, heers oor die 3 koninkryke, en julle moet soos konings op die aarde regeer. Nou hierdie eerste mensdom, waaruit het God die mensdom gemaak? Die God wat soos 'n wit lig is, heilig, skoon, rein en heilig. Die Bybel sê, as geen duisternis, geen sonde in hom nie. Wat hy gemaak het, hy het 'n deel van homself uitgehaal. En daarmee het hy die mensdom gemaak. Nou goed, ek gaan dit nou voorstel met skoon water. God het uit homself uit 'n skoon, rein, heilige, skoon water gevat en hy het dit 'n mensdom daar uitgemaak. Met ander woorde, hy het dit gedoen. In die begin was daar net God alleen. Voor enige iets, voor die son, die maan, die sterre, die diere, die bome, voor enige iets was daar net God alleen. En voor hy begin 7 dae die skepping maak het, maak hy 'n deel uit homself uit, wat net so skoon, rein en heilig, volgens sy beeld, volgens sy afbeelding, volgens sy natuur is, skoon, rein en heilig. Maak hy 'n mensdom. Jy moet nou net onthou, dit het in die onsigbare wêreld gebeur. Toe maak God die sigbare skepping, en hy wil hierdie mens dom. Hierdie mens wil hy
na die sigbare wêreld toe deurbring. Daarvoor het elkeen van ons om hier te lewe 'n liggaam nodig wat God uit grond gemaak het. En hy maak 'n man met die naam van Adam uit die grond uit. Hierdie selfe mens sit hy in 'n menslike liggaam wat uit grond gemaak het. En die Adam wat hy gemaak het, luister mooi, voor die sondeval, was volgens die beeld van God en volgens die karakter en die natuur van God. Nou ken ons die verhaal. Daar het fout gekom met Adam. Wat ons noem die sondeval, toe hy vir die slang geluister het, hy en sy vrou. En daarmee het hy verander van skoon water na vuil water toe. So die mensdom wat God gemaak het, die eerste mens het 'n fout gemaak in die tuin van Eden en van die verkeerde boom geëet. En wat gebeur het is sy toestand het verander. Waar die mens volgens die beeld en die karakter van God was wat uit God uitgekom het, net soos God is, het die mensdom in sonde verval. En uit daai heilige toestand, daai skoon water, het hy verloor. En toe is die mensdom bevuil met sonde, wat die Bybel sê, wat die dood bring. Goed, maar God het dit nie daar gelaat nie. En God maak 'n plan vir daai vuil mense om weer terug te gaan na daai toestand toe, na die skoon toestand toe. En daai plan se naam is Jesus Christus wat aan die kruishout gesterf het. Goed mense, God se plan is, hy het sy seun, sy eerste seun, aan die kruis laat sterf, die een wat ons ken as Jesus. Hoekom? Om wat te maak? Om die mens weer skoon te kry van die dood en van sonde. En dit gebeur. So mense, kom ons kry dit nou weer. Die waarheid, die bousteen waarop die evangelie gebou is. En dit is, in die begin was daar net hierdie God alleen het bestaan in die onsigbare wêreld. Wat geskyn het soos wit lig. Toe haal hy uit homself uit, sê hy, ek gaan 'n mensdom maak. Die mensdom moet skoon, rein en heilig wees soos ek. Dis hoekom ek skoon water gebruik. Volgens my beeld, volgens my karakter, volgens my natuur moet hulle soos ek wees. Goed, toe maak God die sigbare wêreld, als wat jy hier sien, en hy maak 'n plan om daai mensdom, daai mens, in die sigbare wêreld in te kry. En wat gee jou toegang tot hierdie sigbare wêreld? Jou bloed en jou vleis. God vat grond, en hy maak 'n man met die naam wat ons ken as Adam. Uit grond uit. En hy blaas daai Heilige Gees binne in hy grondman in. En die man word lewendig, maar die man gaan doen sonde en hy word vuil. En al sy kinders erf die sonde van hom en Eva. Maar God maak 'n plan om hulle weer skoon te kry, terug na daai toestand toe. Daai plan is die kruishout van Jesus Christus. Is God se plan om hulle weer skoon te kry. Dat hulle weer die mensdom weer kan wees, soos wat God hulle geskaap het aan die begin. Maar dis baie belangrik om hierdie mensdom wat God gemaak het, te verstaan. Hierdie mensdom
wat God gemaak het. Dit is God se seun. Want iets wat jy uit jou uithaal, wat net soos jy is jou kind. Hy kom diep binne in jou uit. Hy lyk soos jy, hy praat soos jy, hy is soos jy. So hierdie eerste een wat God gemaak het, is God se eerste seun. Dit is hoekom, die woord Israel, beteken God se seun. Die een wat God tevrede stel. Israel. So hierdie eerste mensdom wat gemaak is, kan jy sê, dis die seun van God, Israel. Die waarheid is, God het van sy gees uitgehaal en in die mensdom ingesit. Nou die gees van God staan bekend as die Heilige Gees wat uit God uitkom. Of 'n ander naam vir die Heilige Gees wat uit God uitkom, is die Christus. Christus. So, hierdie eerste mensdom wat gemaak is, het die gees van Christus gedra. Waar kom die Christus vandaan? Dit kom uit God uit. Kom ons vat hom weer. In die begin God alleen. Hy maak die mensdom, genoem die Christus, sy eerste seun. Van daar af sit hy dit in 'n grondman met die naam van Adam, maar Adam vermors dit. Dis hoekom hy vuil geword het. En al die kinders wat uit hom uitgebore is, bevuil met die sonde en die dood. Maar God maak 'n plan. Hy laat Jesus die Christus, die man Jesus, wat die Christus gees dra, laat hy sterf aan die kruishout. Hoekom? Sodat die mensdom kan teruggaan na die toestand van die Christus. Laat hulle Christus word, soos wat God hom aan die begin geskape het. Okay mense, almal praat van die evangelie, almal praat van die gospel, die goeie nuus. Voor jy die goeie nuus kan verstaan, is daar 'n waarheid uit God se woord uit, wat jy moet verstaan. En dit is, God se eerste seun, met die naam van Christus. Jy moet verstaan, wie is die Christus? Waar kom die Christus vandaan? Hy kom uit God uit. Christus is die gees van God. Die Christus. Goed, ek gaan hom vandag herhaal. God alleen. Hy haal uit homself uit die Christus. Adam, wat sy liggaam uit grond gemaak is. Maar Adam, hy eet van die sonde. God maak 'n plan. Hy sit daai, luister mooi, hy sit daai Christus binne in 'n man met die naam van Jesus. Dis hoekom as jy bekend staan as Jesus die Christus. Om vir die mensdom te kom wys wie hulle regtig is. Hulle is, waar kom die mensdom uit? Uit Christus uit. Die mensdom is veronderstel om Christus te wees. Want hierdie eerste deel wat God uit hom uitgehaal het, daai Christus is perfek. Hy's heilig. Daar's geen duisternis in hom nie, want hy's soos God. Binne in hy Christus, binne in hy mensdom wat God gemaak het, is daar, die boek van Openbaring sê, daar's geen trane nie. Daar's geen hartseer nie. Daar's geen pyn nie. Daar's geen lyding nie. Daar's geen siekte binne in hierdie mensdom nie. Daar's geen geweld nie. Daar's geen haat nie. Binne in die mensdom wat God gemaak het volgens sy beeld en volgens sy karakter en sy natuur. Dis agterna dat die dood, hartseer, pyn, siektes, geweld, armoede binne in die mensdom ingebring het. Maar God stuur daai selfe Christus, hierdie selfe Christus wat hy gecreëer het, binne in 'n man met die naam van Jesus in. Sodat Jesus vir ons hierdie Christus kan terugbring
binne in elke mens. Skoon, rein, heilig, volgens Genesis 1 vers 26 wat God gemaak het, volgens die beeld en die karakter van God. En binne in God is geen siektes, geen hartseer, geen trane, geen geweld, geen jaloersheid nie. Daar is liefde, vrede, voorspoed en gesondheid binne in die Christus wat God uit homself uitgehaal het. Ek sê weer, as jy hierdie waarheid nie verstaan nie, God se woord bring vir ons die waarheid. Wat is die waarheid? Luister mooi. Dat 'n mensdom bestaan. Voor God die wêreld gemaak het, het God 'n mensdom gemaak, die mensdom. Wat anders is as hierdie mensdom wat jy nou hier sien. Wat anders is selfs as jy. Hoe ken jy die mensdom? So. Vol geweld, vol haat, vol siektes, vol armoede, vol gesukkel, vol moedeloosheid. Dit is nie wat God geskape het nie. God het die Christus gemaak, die mensdom wat die eerste Christus is. In Christus, sê die boek van Openbaring, is daar geen geknars van tande nie, van swaar kry nie. Daar's nie dood nie. Daar's nie hartseer nie, daar's nie pyn nie. Daar's liefde, vrede, gesondheid en voorspoed. En God het 'n plan gemaak, Jesus Christus, om ons terug te vat na daai toestand toe, rein, heilig en perfek kan wees. So mense, jy moet vashou aan daai waarheid. En dit gaan als oor hierdie Christus. Dit gaan als oor hierdie mensdom wat God gemaak het. Dis hoekom daar's 'n koortjie. Hy's in Engels. Wat ons sing, wat sê, ons verlang terug na daai original life. Original life beteken die oorspronklike lewe wat God gemaak het. The original life. Die oorspronklike lewe. Almal van ons is moeg vir hierdie lewe om ons. Van swaar kry, van geweld, van haat, van sonde, van drank, rook, tik. Van kinders wat swaar kry. Ons verlang terug na daai original life, wat genoem word die Christus lewe, wat uit God uitgekom het, skoon, rein en perfek, heilig. Luister na die koortjie se woorde. The original life, the original seed, the original one is what I believe. The Son of Man is revealed, the 17 is unveiled, the original life, the original seed, the original life, oh, the original seed, amen, the original one is what I believe. The Son of Man is revealed, the 17 is unveiled, the original life, the original seed. Hallelujah. Kom ons prys die Here vir hierdie Christus lewe, die original life. Hy sê, die oorspronklike woord van God, God se woord, die oorspronklike waarheid van God, dat hy het van homself uitgehaal en hy die mensdom gemaak. Daai mensdom is anders as die mensdom wat ons ken. Hierdie mensdom se naam is Christus. Wat is Christus? Perfek, heilig, na die beeld van God, volgens die karakter van God, dieselfde heiligheid as God. Daai mensdom, ons sien hom nie. Hy bestaan nie vandag nie. Of hy bestaan, maar ons sien hom nie raak hier. Want ons is vasgevang in die sonde en die dood. Maar as goeie nuus, en dit is die volgende punt wat ek by wil kom,
die evangelie. Die goeie nuus, die gospel. Maak ons vry van daai vuil toestand. Om weer te wees soos Genesis 1 vers 26. 'n koning in die lewe, wat heers oor die koninkryk onder die water, die koninkryk op die aarde, die diere, die koninkryk in die lug, 'n mensdom met die Christus lewe, vol gesondheid, vol voorspoed, genoeg geld in jou sak, met tevredenheid, met rus en vrede, met 'n huisgesin waar die pa en die ma gelukkig is, met die kindertjies in hulle lewe gelukkig saam. God wil ons terugvat na die oorspronklike Christus lewe toe. Amen. Ok, ek gaan probeer saamvat wat ons tot nou toe gepraat het. 'n Huis het 'n hoeksteen. Volgens die hoeksteen word die hele huis gebou. Dis die belangrikste steen. Die evangelie het 'n bousteen. Hierdie is die bousteen, dat die mensdom se naam is die Christus van God. En hy kom uit God uit. Maak nie saak wat agterna gebeur het nie. Dit is God se oorspronklike gedagte omtrent hoekom hy die mensdom gemaak het. Genesis 1 vers 26. Hulle moet konings wees op aarde, in die lewe, vol vrede, liefde, gesondheid, vol voorspoed. Dit is wat God begeer, wat hy geskape het van die mensdom, die Christus lewe. Ok, nou kom ons by die volgende waarheid. En dit is wat genoem word die evangelie. Die goeie nuus. Die gospel. Elke kerkgroep het sy evangelie wat hy verkondig. Maak nie saak wat die kerk se naam is nie. Hulle het 'n goeie nuus wat hulle verkondig. 'n Evangelie. Dis hoekom hulle openligdienste hou. En die mense by mekaar kry. En dan sê hulle, sit, ons gaan vir julle die goeie nuus van God vertel nou. Julle ken hom. En dan roep hulle by mekaar, sê, okay, almal maak julle harte oop vir Jesus, kom staan voor in die ry, kom bid 'n sondaarsgebed. Julle ken hom so, né? Hulle verkondig hulle goeie nuus, hulle evangelie. Maar, mense, ek bring vir julle vanaand baie goeie nuus. Maar dis nie my goeie nuus nie. Ek wens dit was myne. Maar ek bring vanaand vir julle die evangelie volgens Paulus. Met ander woorde, ek bring vir julle Paulus se evangelie. Die goeie nuus wat Paulus verkondig het. Waar kry ons dit? In die Bybel. Wie is Paulus? Jesus toe hy op die aarde geloop het, het 12 disippels gekies. Judas Iskariot het teen hom gedraai en hom verraai, toe bly daar 11 oor. Maar God roep weer een om die getal van 12 vol te maak, en dit is Paulus toe hy op sy perd ry en Jesus verskyn aan hom. Maar, nou ken ons die verhaal. Paulus was die man wat God gebruik het om die evangelie uit te vat na al die ander nasies wat nie Jode is nie. Want die ander 11 disippels het almal in Jerusalem gebly, dis waar Jesus geloop het, toe hy hulle by mekaar gemaak het. Hulle het in die land Israel gebly, hulle was Jode. En hulle het die goeie nuus, die evangelie, hulle goeie nuus aan die Jode verkondig. Maar Paulus is die man wat God uitgekies het om die goeie nuus na al die ander nasies toe uit te dra, behalwe die Israeliete, die Jode. So mense, dit is hoekom. Ek wil gou in hierdie koue windjie, wil ek vir julle die evangelie bring van Paulus. Galasiërs 1 vers 16, dis Paulus wat praat. Ek verseker julle broers en susters, die goeie nuus wat ek Paulus aan julle verkondig, luister nou,
is nie deur mense uitgedink nie, is nie deur mense uitgedink nie, is nie deur mense uitgedink nie. Ek het dit nie by een of ander mens gehoor of geleer nie, maar Jesus Christus homself het in die pad aan my verskyn as 'n wit lig, so sterk dat ek op die grond geval het. Paulus sê, ek het hierdie evangelie by geen kerk gehoor nie, by geen ander mens nie. Ek kry dit direk van God af. Nou wat is Paulus se evangelie? Nou verduidelik Paulus sy evangelie. Luister, hy sê, maar toe het God besluit. Eers vertel hy vertel, ek was 'n kerksmens. Ek was die voorste voorloper in die Joodse godsdiens. Ek het so ver gegaan om die Christene te vervolg en in die tronk te gooi. Ek was 'n baie goeie kerkmens wat aan 'n gemeente behoort het. En nou gaan hy aan, hy sê, maar God het besluit oor my. Hy het my al voor my geboorte uitgekies, om sy onverdiende goedheid aan die mensdom deur my bekend te maak. Met ander woorde, die goeie nuus aan al die ander nasies bekend te maak. En nou sê hy, wat is sy goeie nuus? Wat God vir hom gegee het. Dit is om sy seun aan my bekend te maak. Dit het gebeur sodat ek dan verder kan gaan om hom weer aan al die ander nasies bekend te maak. Ek het nie dadelik teruggegaan na die ander 11 disippels nie, in Jerusalem nie, om te gaan toets of dit wat God vir my gewys het, dieselfde is as hulle evangelie nie. Nee, ek het eers jare gespandeer, hy praat van 13 jaar, ek het eers jare gespandeer om seker te maak dat dit wat God vir my gegee het as die goeie nuus vir die mensdom, dat dit wel die waarheid is. Nou wat is Paulus se evangelie? Dit is baie belangrik dat jy dit verstaan. Want die boek van Hosea sê, 'n gebrek aan kennis van die waarheid uit God se woord uit, maak dat jy swaar kry in sonde, in hartseer, in pyn, in siektes, in geweld, en alles wat ons nie wil hê nie. Die probleem kom in die Afrikaanse Bybel. Paulus sê, my goeie nuus wat ek by God gekry het is, luister in die Afrikaanse Bybel, dat God sy Christus aan my bekend gemaak het. Met ander woorde, daar staan Jesus Christus en hier staan Paulus. Nou sien hy hom as 'n wit lig. Nou draai Paulus om. Hy gaan uit na die ander nasies toe en luister mooi, hy gaan verkondig die Christus aan die nasies. Dis wat in die Afrikaanse Bybel staan. Wat verkeerd vertaal is. As jy teruggaan na die Grieks toe, dan kry jy die waarheid, wat nie in die Afrikaanse Bybel mooi verduidelik word nie. En het gaan oor daai woordjie aan. Paulus sê, die goeie nuus wat God vir my gegee het vir die mensdom, is dat hy die Christus in my, jy sien daai woordjie, aan my, is verkeerd. In die Grieks, hy het die Christus in my, aan my bekend gemaak. Met ander woorde, hy het my gewys dat die Christus binne in my is. Sodat ek nou kan gaan, as ek hom binne in myself ontdek het, dan kan ek nou uitgaan, toe stuur God my uit, om na die nasies toe te gaan. En die Christus, luister mooi, nie aan hulle bekend te maak nie. Asof Christus nou hier staan, en ek verduidelik vir julle, hey, hier staan Christus, ek wys hom vir julle, ek maak hom bekend aan julle. Nee. Paulus sê, God het my gekies, om die Christus wat hy in my, aan my geopenbaar het, laat ek agtergekom het, daar is 'n Christus binne in my. Stuur hy my na die nasies toe om, luister mooi, die Christus in hulle te gaan bekend maak. Vir hulle te gaan sê, hey, Christus is binne in jou. Mense,
Daar's 'n baie groot verskil. Kom ek probeer weer. God haal uit homself uit van sy gees en hy maak 'n mensdom wat genoem word Christus. Nou kom Paulus en hy sê, my evangelie, my goeie nuus wat ek aan al die nasies moet uitdraai, is dat ek het eendag as 'n kerksmens wat dienste bywoon, het ek op my perd gery. En toe verskyn God aan my in 'n wit lig. En hy maak aan my bekend dat die Christus in my is. Hy wys my die Christus in my. En toe ek dit besef, toe sê God, gaan nou uit. En dit wat jy nou besef, dit wat vir jou oopgegaan het, gaan jy nou uit na al die ander nasies toe. En gaan sê vir hulle dat die Christus is binne in hulle. Hy gaan nie die Christus aan hulle bekendstel, met ander woorde, hy bring hom en hy wys hom vir hulle nie. Hy sê, hey, net soos ek nie geweet het, hierdie Christus is binne in my nie. God het dit vir my oopgemaak. Bring ek vir julle die goeie nuus, die Christus is binne in jou. Die Christus is binne in jou. Dis nie iets wat buitekant jou is nie. So, jy kan nie daaraan bekendgestel word nie. Met ander woorde, kom ons vat die Afrikaanse Bybel. Wat sê, Paulus sê sy evangelie is, God het my aan die Christus bekendgestel. Dit beteken, jy moet jou oë oplig en daar staan Christus. Dis soos jy aan 'n ander mens bekendgestel word. Jy sien, daar staan Christus, jy word aan hom bekendgestel. Die werklike vertaling, die waarheid is, Paulus sê, God het die Christus binne in my vir my gewys. En ek het 'n openbaring gekry van wie ek regtig is. Ek is nie 'n gewone mens wat onder die veiligheid van sonde en die dood is nie. Ja, ek is in hy toestand, maar ek dra die saadjie. Ek dra die saadjie van die oorspronklike Christus is binne in my. En nou stuur God my om hom aan die nasies binne in hulle te gaan bekendstel. Soos ek kom nie nou, soos die Afrikaanse vertaling sê, Galasiërs 1 vers 16, en stel julle vanaand bekend. Kyk, hier staan Christus. Hier staan die Christus. Sien julle hom? Ok, almal wat hom wil hê, kom staan op jou voete, kom staan vorentoe, kom staan in 'n ry, ek gaan nou laat jy sy hand skud nie. Ek stel jou aan hom bekend. Dis wat die Afrikaanse Bybel sê. Dit is hoekom, dis waar hy ding vandaan kom. Wat hulle noem 'n altaarkol. Om mense aan Jesus Christus bekend te stel. So ons kom, ons hou 'n openligdiens. Dan verduidelik ons vir hulle, wie is Jesus Christus? Kyk, hierdie een hierso, né? Hy's onsigbaar, maar jy onthou, hy so en so en so. Nou wanneer jy hom verstaan, nou moet jy jou hart oopmaak, laat hy in jou hart in kan kom. Jy sien, dis iets wat buitekant jou is, jy moet aan hom bekendgestel word, jy moet kom en jou hart oopmaak en jy moet 'n sondaarsgebedjie bid. Jy sien, dis wanneer jy aan hom bekendgestel word. Dis nie Paulus sy evangelie nie. Dis die meeste van ons kerke sy evangelie. Maar gaan terug na die waarheid van God se woord toe. Paulus sê, God het eendag my 'n openbaring gegee dat die Christus binne in my is. En toe stuur hy my na die nasies toe, om vir hulle te gaan sê, hey, die Christus is binne in julle. Dis 'n bietjie 'n heeltemal 'n ander evangelie, as waarmee ons groot geword het. Goeie nuus. Wat is die tradisionele evangelie? Maak jou hart oop vir Jesus.
met 'n sondaarsgebed, kom staan hier voorhand, bid jy, sê Jesus, ek is jammer oor my sonde, vergewe my, Jesus, ek vra nou, jy moet nou van buite af binne in my kom. Mense, ons moet by die woord van God bly. As ons wil wonderwerke sien, of wonderwerke belewe. Ek vra baie mooi by julle. Kom wys vir my in die Bybel. Waar staan dit dat iemand moet vorentoe kom, hy moet sy hart oopmaak vir Jesus. En hy moet Jesus aanneem. Jy kan nie Jesus aanneem nie. Ja, dis 'n shocker. Ek sê, kom ons gaan terug na die Bybel toe. Want die Bybel is die hoeksteen van die hele gebou. Die hele gebou word volgens die waarheid uit die woord van God gebou. Jy sien daai ding wat ons het, maak jou hart, kom staan voor, ons spreek laat die spoegspad. Kom staan voor, kom gee jou hart vir Jesus. Dan kom die mense, want hulle soek almal na God. Kom vorentoe, Jesus is hier. Nee, dis nie die waarheid nie. Jesus Christus, die Christus is klaar binne in jou. So jy kan nie jou hart vir hom oopmaak nie. Hy's nie buitekant jou nie. Hy's klaar binne in jou. Al wat jy nodig het, is die waarheid omtrent jouself. Wie jy regtig is. Wat God jou gemaak het. Nou sê die Bybel, as jy die waarheid kry, die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid gaan jou vrymaak. Dis hoekom die evangelie goeie nuus is. Binne in elke mens, sê Paulus, maak nie saak hoe sleg hy is, wat sy sonde hy doen, hoe ver hy in die vuil water geval het nie. Binne in elke mens dra hy die saadjie van die oorspronklike mens wat God geskape het. Hierdie is jou ware beeld en jou identiteit. So mense, dit is na jare se verkeerde prediking, is dit 'n moeilike trucs vir jou om af te sluk. Ons is so gewoond aan 'n altaarkol. Kom, almal wat Jesus vandag wil aanneem, steek op jou hand. Raai jy jou hand opgesteek het, kom staan voor. Ek gaan jou help om 'n sondaarsgebedjie te bid, laat jy Jesus in jou hart aanneem. Mense, ek sê weer, wys net vir my waar staan dit in die Bybel. As jy dit vir my kan wys, dat dit in God se woord staan, dan sal ek saam met jou stem, ja, dit is 'n manier om die lewe van God te kry, as dit in die Bybel staan. Dis nie wat Paulus gepreek het nie, aan die heidene nasies nie. Paulus het nêrens, jy kan vir my nêrens uit Paulus se geskrifte wys, dat hy mense vorentoe geroep het, in 'n ry, en vir hulle gesê, kom ons gaan nou bid, maak jy jou hart oop, ontvang jy nou Jesus nie. Kom wys dit vir my asseblief in die Bybel, as jy dit kry. Ek sal nie met jou beklei nie, mense, as ek verkeerd is en jy kan my, luister mooi, jy kan my in die Bybel wys, dat daai evangelie reg is, dan het ek nie 'n keuse as om dit te aanvaar nie, want dit is God se woord. Maar ek sê vir jou, ek het daai woord van hoek tot kant deurgelees, daai evangelie, waarvan die meeste mense, op grond waarvan die meeste mense tot bekering gekom het, van maak jou hart oop, bid 'n sondaarsgebed, staan nêrens in hy woord nie. Kom wys dit vir my asseblief. Maar ek kan vir jou, ek onthou in die begin, dis nie Koenie se evangelie nie. Ek kan vir jou Paulus se evangelie in die Bybel wys. Waar Paulus direk sê, die Afrikaanse vertaling verkeerd, God het Christus aan my bekend gestel. Nee. Daai oomblik toe hy wit lig sien, toe ontdek ek die Christus binne in my. Ek sien hom binne in my. En toe stuur God my uit na al die ander nasies toe, om hierdie goeie nuus vir hulle te gaan verkondig. Jy dra die Christus Gees binne in jou. Hoekom weet jy dit nie? Hoekom weet jy nie, dat jy die Christus binne in jou het nie?
Ek gaan vir jou wys. Hulle noem dit die sondeval. Dit is wat die mensdom gebeur het, toe Adam van die verkeerde boom gaan eet het. Dis asof daar 'n kombers bo oor hom gegooi is. En hy het vergeet wie hy regtig is. Dit is die sondeval. Die ware saad wat jy in jou dra, die Christus Gees. Soos die koortjie sê, the original life, the original seed. Die sonde het 'n kombers daaroor gegooi. En jy loop rond en jy soek na God. Luister mooi, die God wat buitekant jou is. God is nie buitekant jou nie. God is binne in jou. Daai deeltjie wat God uit hom self uitgehaal het, wat hy sy eerste seun, wat met die naam van Christus dra, daai Christus saad is binne in jou. Jy moet dit net ontdek. Hoe gaan jy dit ontdek? Daai kombers moet van jou afgehaal word. Laat jy weer kan skoon, rein en heilig wees. Dat jy die Christus binne in jou kan ontdek. Mense, dit is die evangelie volgens Paulus. En dit is vir my baie hartseer, dat as ek die kerke se goeie nuus, se evangelies hoor en sien, dan verskil dit met wat Paulus gepreek het. Moet ek vir jou sê, wat is die gevolg daarvan? Mense kom met daai evangelie. Kom ons noem dit nou die verkeerde evangelie. Van maak jou hart oop vir Jesus, kom bid 'n sondaarsgebed, kom neem Jesus aan. Mense doen dit in goeie geloof, want hulle dink dis die waarheid. Dan kom staan hulle voor in die ry. Moet ek vir jou sê wat gebeur? By die openligdiens, dan kom hulle in hulle honderde, dan staan hulle 100 hier voor. Dan lig hulle hande. Dan sê hulle, "O Jesus, kom in my hart in. Ek gee my hart nou vir jou, ek is jammer vir my sonde." Volgende Sondag sien jy hom by die kerk. Die tweede Sondag daarna, dan bly hy weg. Dan na 'n paar maande, dan soek jy hom. Dan gaan hy nie weer kerk toe nie. Met ander woorde, niks het met hom daar reg gebeur nie. Hoekom nie? Hy het nie sy nuwe lewe op die hoeksteen, die waarheid van die evangelie gebou nie. Dit was die verkeerde evangelie. En mense kom in getalle volgens daai evangelie en hulle probeer die Christuslewe kry. Wat is die Christuslewe? Die eerste mensdom wat God gemaak het. Skoon, rein, heilig, sonder siekte, sonder probleme, sonder armoede. Met ander woorde, mense, as jy jou nuwe lewe bou op die waarheid uit God se woord uit, die ware evangelie van Paulus, nie Kodiese evangelie nie. Ek het net vir julle verduidelik wat ek in die Bybel lees en ek het dit gaan vergelyk of die Afrikaanse Bybel die waarheid praat of nie. En die woordjie aan. Paulus sê, die Christus is aan my bekend gemaak. Nee, die Christus is binne in my bekend gemaak aan myself. Sodat ek hom nie aan die nasies kan gaan bekend maak nie, dat ek hom binne in hulle vir hulle self kan bekend maak. Mense, dit is 'n openbaring wat jy moet kry oor jouself. En dit is die hoeksteen van God se goeie nuus. Dit is die evangelie wat verandering bring in jou lewe, wat jy so begeer. Jy sien, baie mense sit in kerke, en hulle het volgens daai ou evangelie, het hulle by 'n kerk aangesluit, want dit is die evangelie wat hulle gehoor het. En nou probeer hulle die Christelike lewe, die goeie lewe, en hulle kry dit nie reg nie. Dis hoekom die kerke sit vol mense, wat vol siektes is. Hulle is vol probleme. Daar's haat in hulle huise. Daar's geweld. Die seun sit in die tronk, daai een gebruik tik. Hulle probeer hulle huis op die valse evangelie bou. En hulle lewens is 'n getuienis daarvan dat dit op die valse hoeksteen gebou is. So mense, ek sê, ons moet eerlik wees en ons moet teruggaan na God se woord toe. Gaan jy huis toe vanaand voor jy gaan slaap?
Galasiërs 1 vers 16, ek gaan jou 'n manier wys om dit te onthou. Wys een vinger op jou een hand, nou sit hom op. Galasiërs 1. Nou sit jy een vinger van die ander hand by. Wat is dit? Dis 6. Galasiërs 1 vers 16, sê so, Galasiërs 1 vers 16. Dan gaan kyk jy wat is Paulus se evangelie? Maar jy moet een ding doen in jou Afrikaanse Bybel, daar waar die woordjie aan staan. God het die Christus aan my gewys. Omkring daai aan, trek hom dood en skryf daarin. God het die Christus in my vir my gewys. Dan die volgende sinnetjie. God het my gestuur om die Christus aan die nasies te gaan verkondig. Dan trek jy hy aan dood. Dan skryf jy daarin in. God het my gestuur om die Christus in die nasies aan hulle bekend te maak. Die beste ding wat jy kan doen, is waar jy hier vanaand sit, as jy net hierdie openbaring kan verstaan. As jy die ware evangelie kan kry. As jy die waarheid uit God se woord, wat is die goeie nuus, wat is die gospel? Want as jy jou Christelike lewe probeer bou op die verkeerde gospel, dan kry jy nie wat jy soek nie, want jy het verkeerd begin. So mense, dit gaan nie oor, maak jou hartjie oop vir Jesus en neem hom aan, dan word jy God se kind nie. Jy dra die saad van die waarheid van God, die Christus dra jy klaar binne in jou. Jy moet hom ontdek en jy moet hom elke dag meer en meer beter leer ken van wie jy regtig is. Amen. Mense, ek gaan dit vinnig herhaal. Let me try in English. Hoekom gaan ek Engels gebruik? Hierdie boodskap gaan nog oor die hele wêreld uitgaan. The real gospel, the true gospel, according to the word of God. Because Paul was the disciple of Jesus. God chose him to go to all the other nations except the Jews. And God told him, this is the good news for the human race. I revealed it to you when I met you on the road, that there is a Christ inside of you. That blanket that was over your mind, that made you to forget the seed inside of you, who you really are. And you were kept under bondage. You forgot who you really are. So Paul, you are carrying the Christ inside of you. And I'm sending you to go and tell the other nations, you all belong to God. The whole human race come out of God, called the first Son of God, the Christ. You all carry the Christ inside of you. And this good news of God, the truth out of the Bible, the Holy Spirit will come to you and He will open up your mind to understand what is inside you. You are carrying the original life, that first life that God created. You are carrying the original seed inside of you. You must just believe it. You must believe the real gospel, the real good news that is coming from God. You all belong to God and you are all Christ's. Amen. Ek het jou die waarheid uit die woord van God gegee. Nou kom ons by die tweede deel, waar die Heilige Gees, ek kan vir jou die waarheid lees, die Gees van God sal dit vir jou oortuig, mits jy hom kans gee.
So ek gaan nou bid dat die Here met jou praat. As jy dit nie hier kan ontvang nie, as jy te gespanne is hier tussen die mense om die stem van God te hoor, vannag in 'n droom, dan kom hy na jou toe. Dan sal jy weer my woorde hoor. Paulus se evangelie. So mense, almal wat, jy moet God nou uitdaag. Jy moet sê, Here, ek wil weet, of ek hierdie woord kan glo wat die man aan my verkondig het. Heilige Gees oortuig my. En dan luister jy, dan ontspan jy luister, en die Heilige Gees van God sal met jou praat. So mense, almal wat vanaand hierdie evangelie hoor, en jy wil jou lewe bou op hierdie evangelie, van Paulus, staan op jou voete en kom staan voor, dan gaan ek saam met jou bid, nie om jou hartjie oop te maak vir Jesus nie, nie om aan die Christus bekend gestel word nie, dat die Heilige Gees vir jou binne in jou wys wie jy regtig is. Staan op jou voete en kom staan voor. Oh, parayengala gente rota zembala hen Carabachollia ondarete Zeba ondera la onkoro shetere hendala yende behonto lankara sentere hombobo yetara la hendara honto chesa hendara la terabashe la onkoro shetere. The original seed, oh, the original one is what I believe. The Son of Man is revealed, the 7th seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed, oh, the original one. What I believe, the Son of Man is revealed, the 7th seal is unveiled, the original life, the original seed.